Hallo vriende en baie welkom by vandag se broodbrokkie. Ons lewe dikwels met 'n verdeelde aandag. Ons raak besig met ons eie bekommernisse, ons prestasies of selfs ons eie ervarings van die Christelike lewe. Maar die Bybel roep ons tot iets baie diepers. Vandag kyk ons na wat dit beteken om werklik deur God in beslag geneem te word. Ons skrifgedeelte vir vandag kom uit Psalm 25 vers 12 wat soos volg lees: Wie is die man wat die Here dien? Die Here sal hom leer watter pad hy moet kies. Wanneer ons hierdie vers vanuit 'n grammatikale historiese perspektief beskou, sien ons dat dien en vrees in die Hebreëse konteks nie beteken om bang te wees nie. Dit verwys na 'n houding van diepe respek en totale onderwerping aan God se gesag. Dit is nie bloot 'n gedagte in jou kop nie, maar 'n lewenswyse waar God die sentrale punt van jou bestaan word. Dink aan 'n klein kindjie. Hy dink nie die hele dag bewuslik aan sy ma nie, maar sy hele wese is in verhouding tot haar. Wanneer daar 'n probleem opduik, is sy eerste reaksie om na haar toe te hardloop. Dit is presies hoe ons in God moet lewe en beweeg en bestaan, soos Handelinge 17 vers 28 dit stel. As ons lewens werklik deur die teenwoordigheid van God gevul is, word ander dinge, soos angs, vrees en bekommernis, uitgesluit. Jesus het ons gewaarsku teen die sonde van bekommernis, juis omdat bekommernis 'n gebrek aan geloof in God se nabyheid is. Wanneer God die sentrale punt en fokus van jou bestaan is, skep dit 'n effektiewe versperring teen die aanvalle van die vyand. Die belofte is nie dat die lewe sonder moeilikheid sal wees nie. Die psalmis sê in vers 13 dat die een wat God dien in voorspoed sal lewe. Dit beteken nie noodwendig finansiële rykdom nie, maar 'n toestand van innerlike vrede en rus, selfs te midde van die grootste storm, misverstand of laster. Hier is 'n skriftuurlike feit om te onthou. Ware vrede is nie 'n afwesigheid van probleme nie, maar die teenwoordigheid van God. As jou lewe saam met Christus in God verborge is, kan niks deur sy beskerming breek nie. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, vergewe ons dat ons dikwels so deur onsself en ons eie bekommernisse in beslag geneem word. Vandag kies ons om ons fokus na U te verskuif. Dankie dat U nie net 'n God is wat van ver af dophou nie, maar dat U ons lewens, ons doen en late ten volle omring. Help ons om vandag in hierdie wonderlike werklikheid te lewe. Mag ons bewussyn van U teenwoordigheid so sterk wees, dat vrees en angs nie 'n plek in ons harte het nie. Dankie dat U ons veilige skuilplek is, selfs wanneer goddeloosheid om ons woed. Ons verbind ons lewens opnuut aan U. Ons vra dit in die naam van die Here Jesus Christus. Amen.